Goeiemôre vriende en veral welkom vir al die kinders wat vanoggend vir ons kinderdiens inskakel. Ek hoop jy gaan sommer vir Jesus naby aan jou voel en dat hy vandag ook in jou gedagtes en jou hart sal kom bly. Ouers wat saam met die kinders is, julle is so welkom en ek is so bly julle kan vandag saam met ons inskakel by hierdie diens. Kom ek spreek vir ons die Foteminee seën uit. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Die Here het aan ons sy liefde getoon. Hy het sy enigste seun na die wêreld gestuur, sodat ons deur hom kan lewe. Hy is Immanuel, God met ons. Genade en vrede van God, ons Vader, en Christus Jesus, ons Verlosser. Amen. Wat 'n wonderlike voorreg om sommer vandag hier te kan wees, nê? Is nie lekker om die Here te dien nie? En kom ons bid nou dat die Here ook saam met ons hier sal wees. Kom ons sluit die oogies toe en dan bid ons saam. Here in Hemel, Vader, ons Pa, wat vir ons omgee en wat vir ons sorg. Ons is so dankbaar dat ons vandag hier kan wees en ons is so dankbaar dat U altyd mooi na ons kyk. Vandag wil ons vra, Heer, dat U met ons sal wees, wil U in ons harte en in ons gedagtes kom woon en wil U vandag so met ons praat, dat ons vandag hier kan weggaan, met somme baie krag en gereed om elke liewe uitdaging aan te pak. Dankie vir ons mamma, ons pappa en vir alles wat ons rondom ons het. Dankie vir mense wat vir ons sorg en mooi na ons kyk en vir ons omgee. En ons bid, Here, dat U ook ons sal lei. Ons vra dat U ons hartjies mooi skoon sal maak, sodat ons altyd naby U kan leef. Amen. Ek wonder, maats, of jy al ooit 'n bietjie met Pa se gereedskap rondgespeel. Daai tools wat hy so in die garage hou en waarvoor hy verseker so 'n bietjie heilig op is, nê? Hy wil nie eintlik hê jy moet daaraan raak nie. Maar vir goeie rede, nê? Want ek dink hy weet dat jy jouself ook kan seermaak as jy nie weet hoe om daardie gereedskap te gebruik nie, nê? Maar het jy al ooit probeer om 'n spanner? Ek sou dit nou vir jou gewys het, maar dalk kan pappa dit vir jou wys. Ga gou die video pause en vir jou wys. Maar dalk het jy al 'n spanner probeer om 'n skroef los te draai. Het jy dit al ooit probeer? Gaan nie mooi werk nie, nê? Dit gaan regtig nie baie mooi werk nie. Of het jy al probeer om 'n skroewedraaier in 'n sleutelgat in te druk om die deur oop te draai? Gaan ook nie so lekker werk nie, nê? Of dalk het jy al probeer om jou handskoen te vat en dan met die handskoen iets op te tel op die grond, nê? En in al hierdie gevalle werk dit glad nie, nê? Want 'n spanner is nie bedoel om 'n skroef los te draai nie, nê? Dit word gebruik om 'n bout los te draai, nê? Ons draai boute los met daardie spanner van ons, nê? En dit werk uitstekend daarvoor, nê? Nou, as ek 'n deur wil oopsluit en die skroef, druk die skroewedraaier daarin, gaan dit ook mos nou nie werk nie, nê? Hoekom? Want die skroewedraaier gebruik ons om? Ja, ons gebruik dit om skroewe los te draai. En 'n handskoen? Is 'n handskoen enigiets werd as ek hom sommer so probeer vat en ek probeer iets optel? Nee, hy is nie. Want wat het hy nodig? Hy het 'n hand nodig binne in hierdie handskoen en eers dan werk daardie handskoen, né? Nou ja, dit is die stukkies gereedskap wat ons sommer baie dikwels gebruik, nê? Daardie handskoene gebruik ons wanneer ons ons hande wil beskerm teen gevaarlike stowwe. As ons gebruik van daai rubber of die latex handskoene, nê, om ons te beskerm teen kieme. Maar ons kan ook handskoene gebruik om ons hande warm te hou. Skroewedraaier gebruik ons as ons vinnig 'n paar skroefies wil losdraai vir iets, nê? En dan, wat wil ons nog doen? Ons wil ook boute losdraai partykeer as ons iets wil gaan regmaak, né?
So elke stukkie gereedskap het sy spesifieke doel. En daarmee kan ons wonderlike goed verrig. Maar daardie stukkies gereedskap op hulle eie is nie eintlik veel werd nie, né? Nou goed, sou julle sê dat ons ook gereedskap in ons lewe nodig het om baie dinge in die lewe te kan hanteer? Ja, sekerlik, nee. Daar is baie goed wat ons nie sommer net weet hoe om dit te hanteer nie, né? En baie mense dink dat as ons gelowiges is, dit ons superpowers gee en so aan. En ja, dit doen, maar nie in die manier wat mense dink nie. Dis nie asof ek nou skielik by 'n gebou kan gaan afspring sonder 'n valskerm nie, nee. Dis ook nie asof ek by 'n vliegtuig kan gaan uitspring sonder 'n valskerm nie. Dit sal baie dwaas wees, nee. En ja, die Here sou my kon beskerm, nee. Maar onthou, toe die duiwel mos vir Jesus versoek het daar in die woestyn, wat het hy vir hom gesê? Toe hy daar op die hoë berg staan, spring hier af, want die engele sal jou mos vang, nee. En dan sê Jesus vir hom, ja, maar 'n mens moenie die Here uittart nie, né? So, om gelowiges te wees, beteken nie dat ons nou skielik superpowers het om sulke goed te gaan doen nie. Dit beteken eenvoudig dat ons vir God het om ons te help. Hy gee vir ons die gereedskap wat ons nodig het om enigiets te kan aanpak. En wat ons kry uit God se hand, gaan ons vandag lees uit 'n paar teksgedeeltes, nee. So ek gaan vir julle 'n paar Bybelgedeeltes lees waar ons kan hoor, wat sê God vir ons, wat is die gereedskap wat hy vir ons gee. Die eerste een is uit Efesiërs 6 vers 16 tot 17. En ons gaan vandag veral nogal fokus op wat hierdie gedeelte sê, want dit is geloof in God, nee. Dan is daar nog jou geloof. Die intieme verhouding met die Here moet soos 'n skild wees, waarmee jy al die giftige aanvalle van hierdie wêreld, van die bose keer en een kant toe slaan. Jy is nie meer in die kloue van die sonde nie, nee, jy is gered. Dit is soos 'n ysterhelm wat jou gesig en kop beskerm. Die boodskap van God is soos 'n swaard wat die Heilige Gees vir jou gee om die stryd mee te voer. Hoor julle hoe mooi is hierdie teksgedeelte, né? Dit herinner ons so mooi dat geloof daardie intieme verhouding is wat ek met God het. En as ek 'n intieme, mooi verhouding met iemand het, wat beteken dit? Dit beteken, ek is baie naby aan daardie persoon, né? En ek is baie lief vir daardie persoon, en ek vertrou daardie persoon met alles wat in my is, né? En net soos wat daardie persoon my wil beskerm, wil ek ook daardie persoon beskerm. Goed, so hierdie gedeelte sê vir ons geloof is hierdie intieme verhouding met die Here. En dit is die skild waarmee ons die giftige aanvalle van die slegte dinge in hierdie wêreld probeer keer, né? So geloof help my, dis die eerste mooi stukkie gereedskap wat God vir my gee, waarmee ek al die slegte dinge mee kan beveg. As ek wonder, wat moet ek nou doen? Moet ek vandag hierdie koekie uit die koekblik steel? Of moet ek vandag daardie liniaal vat wat ek eintlik weet nie myne is nie? Ag, maar niemand sien my mos nie. Nee, ek gaan vir die Here vra, Here, is dit wat U wil hê? Nee, ek gaan dink, ek gaan mooi vra, Here, is dit wat U sou gedoen het? En dan gaan ek mooi moet kyk, nee, wat sê die Bybel vir my? Mag ons steel? Mag ons iets vat wat aan iemand anders te behoort? Nee, ons mag nie, nee. Goed, mag ons lelik wees met 'n maatjie? Nee, ons mag nie, nee. Al hierdie goed keer ons deur geloof te hou, deur te onthou dat ons naby aan God leef en ons is sy kinders en daarom doen ons nie sulke lelike goed nie, nee. Die volgende gedeelte wat ons lees is uit Jakobus uit,
ons lees uit Jakobus 1 van vers 2 tot 4. My liewe mede-Christene, wees opgewonde as julle geloof by elke geleentheid getoets word. Julle weet mos hoe goed dit vir julle geestelike lewe kan wees. Die slegte dinge wat met julle gebeur, toets of julle werklik die Here vertrou. As dit met julle sleg gaan, leer julle tog juis om nader aan die Here te leef. Julle moet die Here toelaat om julle deur hierdie dinge te leer wat dit beteken om altyd net op hom te vertrou. Kom wat wil, so sal julle geestelike groot mense word wat weet hoe om in elke situasie reg op te tree. Hy, is dit nie pragtig nie, nee, die eerste wat hierdie gedeelte vir ons sê, ons geloof kan getoets word, nee, met ander woorde, wat sê hierdie gedeelte vir ons? Dit sal nie altyd net goed gaan nie, nee, en selfs al gaan dit sleg, sê hierdie gedeelte, moet ons nie bekommerd wees nie, dit is maar die wêreld wat toets, alles wat toets of ons regtig lief is vir die Here, nee, die omstandighede kyk of ons probeer ons wegvat van die Here, nee, maar as ons aan Jesus vashou, as ons aan God vashou, en ons bly met alles wat ons het, op hom vertrou, dan kan ons hierdie slegte dinge oorwin. Dis wat hierdie gedeelte vir ons sê, want God gee vir ons wat nodig is om dit te doen, nee, het sê, julle moet die Here toelaat om julle deur hierdie dinge te leer, wat dit beteken om altyd net op hom te vertrou, kom wat wil. So dit maak nie saak of ek dink dit is goed wat my straf, of dit is nou maar bad luck of goed wat met my gebeur, of wat ook al nie. Ek moet altyd op die Here vertrou, dat hy ten spyte van daardie slegte omstandighede my wil lei, en dat hy vir my iets gaan leer, en my sterker gaan maak deur daai situasie, nee. En dan sê hierdie gedeelte in Jakobus, dan sal julle geestelike groot mense word, wat weet hoe om in elke situasie reg op te tree. Nou ja, het jy geweet, dat selfs al is jy 5 jaar oud vandag, of 6 jaar oud, kan jy nog steeds 'n geestelike groot mens wees, as jy naby aan Jesus leef? Ja, dit is moontlik, né? Geestelike groot mense doen mos wat Jesus doen, nee. En as ek 'n geestelike groot mens is, dan weet ek wat Jakobus hierso sê, nee. Ons weet dan hoe om in elke situasie reg op te tree. Ons weet dan dat ons nie slegte dinge gaan doen nie, nee. En dat ons gaan hou by wat die Here vir ons leer. Nou kom ons gaan kyk 'n bietjie nog. Waar is daar nog vir ons 'n stukkie gereedskap? Kom ons lees uit Markus 11 vers 22 tot 24. Jesus sê toe, vertrou God vir alles. Luister nou mooi. As julle God regtig vertrou, sal julle dinge kan doen wat met die vyeboom gebeur het, na kinderspeletjies sal dit lyk. Ek praat van groot dinge, soos om vir die berg te sê, om op te staan en in die see te gaan spring. En as jy nie wonder of dit gaan gebeur nie, maar God totaal vertrou, sal jy dit so waar met jou eie oë sien gebeur. Daarom sê ek vir julle, as julle van God iets vra, moet julle ook nie wonder of julle dit gaan kry nie. Julle moet so op God vertrou, dat dit vir julle eintlik moet voel, of julle dit al klaar gekry het, en God sal dit vir julle gee. Hoor net hoe wonderlik, vertrou God vir alles, vertrou hom vir alles. As jy die Here vir alles vertrou, sal jy die onmoontlike selfs kan doen, nee. As daar nie 'n oomlikse twyfel by jou is nie, dan sal jy die onmoontlike kan doen, nee. En onthou nou net wat ons gesê het, nee, dit beteken nie, ek moet onverantwoordelik wees en van plekke gaan afspring waar ek nie moet nie, nee, want ons start mos nie die Here nie, nee.
Maar met my geloof kan ek sê, weet jy wat? Ek gaan vandag my beste doen. Ek gaan vandag hierdie wiskundesom kan oplos. Ek gaan vandag hierdie moeilike Afrikaanse of Engelse woord kan spel. Ek gaan vandag al my werk onthou in die toets. Ek gaan vandag ophou om lelik te wees met my maats en ek kan dit doen en ek sal dit kan doen want ek vertrou op die Here, né? Ek kan vandag hierdie wedloop klaarmaak, al voel my lyf seer, al voel ek moeg, want God is naby my en ek vertrou op God en ek weet, hy sal my help. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik dat ons vir God so naby aan ons het en dat hy ons kan help om sommer met al hierdie goed te kan wen, om ten minste, ons praat nou van wen, maar net om al die goeders te kan oorkom, nee. En as die slegte dinge gebeur en dinge gaan nie altyd soos wat ek wil hê dit moet nie, dan is daar nog altyd een teks wat Paulus geskryf het, wat hy sê ons ook moet onthou. Hy sê, ek weet hoe dit voel om arm, nie brandarm te wees, maar ek weet ook hoe dit voel om genoeg of selfs te veel geld te hê, maar ek laat nie toe dat sulke dinge my onderkry of met my weghardloop nie. Ek is en bly altyd tevrede met wat my ook al tref. Het maak nie saak of ek sonder 'n krieseltjie kos gaan slaap, of soveel kos het, dat ek dit nie alles kan opeet nie. Of ek net die klere aan my lyf het, en of ek 'n huis vol goed op my naam het. Vir my is dit alles eintlik maar om te ewe. Vir alles in die lewe, die goeie of die slegte, sien ek kans, omdat Jesus my bron van krag is. Dit is 'n mooi attitude, nee. Is dit nie 'n mooi houding hier van Paulus nie? Hy sê, weet jy wat, ek het al baie swaar gekry. Ek was brandarm, ek was skatryk, ek het al baie kos gehad, en ek het al niks kos gehad nie. Dit het al met my baie goed gegaan, en dit het al met my baie sleg gegaan. Maar dit maak nie meer eintlik vir my saak, of dit baie goed met my gaan, baie sleg met my gaan, of ek baie kos het, en of ek niks kos het nie, of ek baie geld het, en of ek niks geld het nie. Vir alles is ek dankbaar, en ek weet, ek kan enige iets doen, want, hoekom? God is my bron van krag. God is my bron van krag. God is ook jou bron van krag. As jy vir Jesus in jou hartjie ingeneem het, dan kan jy maar weet, God gaan vir jou krag gee, om deur enige iets te kom, maak nie saak hoe moeilik het lyk nie, die moeilike wiskundesomme, die baie huiswerk, die baie dinge wat ek elke dag moet doen, nee, die moeilike goed wat met my gebeur, dit alles kan ek hanteer, want God is my bron van krag. Nou wil ek gou 'n bietjie terugkom na daai beeld van die handskoentjie, nee, julle onthou, ek het gesê, as jy 'n handskoentjie vat, en jy gaan hom hier rond beweeg om iets op te tel, gaan dit nooit werk nie. Maar wanneer gaan dit werk? Ja, jy is reg. Jy moet jou hand in daai handskoen sit, nee. En wat gebeur dan? Dan kan jy hierdie goed optel. So is dit wanneer ons God in ons lewe het. God is soos daai hand wat in ons inpas, nee. En dan kan ons enige iets doen, nee. Hy is soos daardie krag wat in ons kom lewe, en met daai handskoentjie kan ons dan goed optel, né? So, onthou wat hierdie gedeelte vir ons vandag geleer het, onthou wat ons vandag gehoor het, nee, wat is belangrik? Ons moet geloof hê, nee, met ander woorde, ons moet in 'n intieme, 'n naby, baie naby verhouding met God lewe, né? Ons moet hom vir alles vertrou, né? Want dit is deel van geloof, né? Ons moet hom lief hê, en dan, wat gebeur? Dan sal hy ons bron van krag wees, nee. Dan sal hy soos daai hand in daai handskoen wees, wat ons help
om enigiets te kan vermag. En ek hoop dat jy dit ook hierdie jaar sal voel en sal beleef, en mag die Here jou sommer baie help in hierdie jaar, en mag jy onthou, Jesus is jou bron van krag, nee. Kom, ons gaan gou weer kyk na vers 13 daarvan Filippense 4. Vir alles in die lewe, die goeie of die slegte, sien ek kans, ek is nie bang nie, omdat Jesus my bron van krag is. Vir alles in die lewe, die goeie of die slegte, sien ek kans, ek is glad nie bang nie, omdat Jesus my bron van krag is. Mag Jesus ook jou bron van krag wees in hierdie jaar wat voorlê. Amen. Kom ons sit net so en dan bid ons gou saam vir die Here en sê vir hom dankie. Here Jesus, ons is klein en ons is swak voor U, maar met U in ons lewe is ons so sterk. Met U in ons lewe het ons baie krag en kan ons enigiets doen. En nou wil ons vra, Here, dat U soos daardie hand in die handskoen sal wees. Kom bly in ons, sodat ons enige iets kan doen, Heer. Sodat ons dit wat vir ons altyd so moeilik gelyk het, kan sê, ag nee wat, ek gaan dit doen, want God gee vir my krag. Ek gaan nie opgee nie, want of dit nou met my goed gaan, en of dit met my baie sleg gaan, ek weet, Jesus is my bron van krag. Here, ons wil vra dat U met elke liewe kindjie wat vandag ingeskakel het sal wees, met elke volwassene wat ook na hierdie boodskap geluister het, Here, en wil U ons elke dag herinner daaraan dat Jesus ons bron van krag is. Jesus het gekom sodat ons waarlik kan lewe en sodat dit met ons goed kan gaan, selfs al lyk dit vir ons fisies asof dit eintlik baie sleg met ons gaan. Dankie Here vir U goedheid en vir U genade. Amen. Nou goed maats, ons is baie amper aan die einde van ons diens. Ek gaan nog die seën uitspreek en dan daarna gaan daar 'n paar afkondigings ook wys. Nou, as jou mamma en pappa naby is, kan julle ook 'n bydrae maak tot ons gemeentes se bediening. Ons is die Hervormde Kerk Oos-London en die NG Gemeente Nahoon, en ons twee gemeentes wil saam die kerk van Jesus dien. Ons wil saam die evangelie versprei, en as julle graag 'n bydrae wil maak, kan julle vir mamma en pappa vra om deur hierdie besonderhede te doen, of julle kan onderaan die skakel klik om 'n bydrae te maak. Broers en susters, kinders, ek is so bly dat ek vandag saam met julle kon kuier en ontvang nou ook die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees nou met julle wees. Amen. Sien julle dan volgende keer.
heart of stone. For one of flesh and blood.